Hier is ons weer. Welkom terug by die Afrikaanse paneelbespreking vir die Gold Challenge wat Saterdag by Hollywood Pets Krywel gaan gebeur. Ek het 3 gaste hier by my, een nuweling. Hy gaan dalk 'n bietjie groen wees vandag, maar ek glo ons sal hom in die regte rigting druk. Sommer hom voorstel. Albert Steyn, seun van Kleinman Steyn, is dit reg? Daar sê 100% spyker op die kop. Daar's dit. Welkom hierso en ons gaan net 'n bietjie met jou gesels oor die perde. Natuurlik nie perde wat jy self daar het nie, maar nogals 'n interessante kaart wat ons gaan bespreek. Ja, baie interessant en baie dankie, is 'n voorreg om hier te wees. Ja, ons hoop ons gaan weer kry. En verregs, Richie Fourie is terug. Jy het laasweek het jy gaan visvang. Ek hoop ons kry so 'n paar tunaatjies wat in die pos is. Nee, tunaatjies nie, was die ou storie van die Kaapse snoek. Ja. Maar dit was baie lekker en jy weet, ongelukkig kon ek nie wees nie. Ek was op 'n ander lyn, maar vandag lekker weer terug te wees. 100%. Links weer ons solid banker, JP, weer welkom hierso. En ja, ek hoop ons kan wenners kry vandag. Ja, dankie Emmy, lekker om weer terug te wees. Hopelik kan ons vir die publiek 'n paar wenners kry. Ja, ons net Saul Pretoria het 'n operasie gehad, dis hoekom hy nie vandag hier is nie. Hy is in die hospitaal en ek glo hy sal vinnig herstel en weer terug wees. Hierso net formaliteite deurgaan. Ons gaan deur die groot reise gaan van reis 5 af. Net die bets wat daar buite is eksoties, die Baipot reis 2 begin hy, die PI reis 3, Pick 6 reis 4, die eerste boerpot reis 5 en dan die tweede boerpot is begin in reis 6. Ons kop af met reis 5, die Mount St. Dewonay Stakes, listed reis oor 400 meter vir fillies, 'n paar fillies wat oor die land bymekaar kom en Richard, jy ry 'n filly vir Von Marshall, 'n maiden in die reis, hy het nog nie gewen nie. Sy kry nie die gewig advantage wat hulle gewoonlik kry in 'n wennersreis nie. Wat dink jy van haar? Kyk, ek het daar laaste 2 wedrenne gekyk en sy het laas keer op die Polytrack gehardloop. Baie groen tipe medietjie, maar jy weet, dit is nie die sterkste veld nie. En ek verstaan wat jy sê oor die gewigte. Gewoonlik 'n wenner sal nou 2 kilogram meer dra as 'n maiden perdjie, as ek dit so kan voorstel. Maar sy is in met haar kanse. Soos ek sê, ek dink nie is 'n sterk veld nie, maar daar is nie regtig 'n raffie nie, maar as jy huiswerk goed genoeg doen, daar's definitief 'n baie goeie perd. Ons moet ook net sê die betting is nog uit nie, so waaroor ons praat hier is wat ons vorm lees en wat ons sien op die kaart. So dit help. Partykeer kan mense beïnvloed word deur die betting. Nou Richie, vertel ons die storie wat die perd wat jou agent eintlik wou gery het, toe die afrigter jou nie eintlik opsit nie. Ek het 'n perdjie gevind by Hollywood Pets Scottsville in die fillies groep 2 sprint. En sy het stadig gespring en agter die veld, maar het die vinnigste 400 tot die wenpaal tyd gehad. En die reis of in die wedren het sy die beste lood gekry. So ek dink dit sê maar alles. Ja. Ek dink die perd regtig om te klop in die wedren is nommer 1 Ferrari Flair vir my. Albert, jy het gisterand 'n bietjie huiswerk gedoen of 'n bietjie kort tyd gekry, maar wat is jou opinie oor die reis? Ja, kyk, my kennis strek nie so ver oor hierdie reisie, maar ek het maar bietjie gekyk wat ek kon. Ek dink 'n perd van meneer Kennemer soos The Golden moet 'n goeie kans staan. Dus as sy eerste run kyk, behind agter Grapes of Wrath. 2.65 lengtes. Sy het baie goed gewen die dag en sy het 'n goeie reis gehad op die selfe nie 'n slegte reis gehad op die Somerset nie. Ja, sy is 'n bietjie ongelukkig geweest. Yes. So as jy op daai vorm gaan en dan reg daarna gewen. Eerste run by Krywel het hy 30 gehad op 1.9 lengtes agter What a Star. Jy weet wat nog ons 'n perd is wat aan haar hart klop. Jy weet 'n ouer perd. 4 jaar ouer perd. So definitief daai vorm respekteer. So ek dink as jy nou kyk na ander perde, ek dink 'n perd soos Roll Tiara moet 'n mens ingooi. James doen baie goed by daai perde wat hy van Joburg af ook afbring. Ja. Durban toe, jy weet, so ek dink dis definitief een om aan te dink. En dan ander perde, jy weet LSB top klas. Ja. Natuurlik redelike goeie vorm. Kan sien Demelo het laas vir Perfect Sky gery. Maar as hy die keuse gehad het, kies hy LSB top klas wat gerespekteer moet word. So ja. Ja, dit sê ook iets, hè. Yes. Ja. JP, jy ry nie in die reis nie, maar as jy perd kon gekies het, wat sal jy op? Ja, ek hoef nie veel te sê nie. Albert het letterlik alles gesê wat moet gesê word. Okay, as jy, kom ons vat so dis Krywel, Hollywood Pets Krywel. Voordele by daai baan is 'n loting. Yes. So as jy so na die kaart gaan kyk, wat sal jy hierso kies?
As ek alles optel wat gesê was, Richard baie confidence gegee oor die eerste perd nommer 1 en Albert het baie sens gepraat oor die ander paar perde, maar ek sou seker 10 Kennemer se perd gekies het. Okay. So ja, as ons vir die paneel kan sê nommer 1 Ferrari Vlei, baie goeie kans, respekteer vir de Gulden, Richard natuurlik ry vir Mosaic World wat ook 'n kansie sal hê. Maar ja, dis bietjie tricky want dit is klomp verlies wat van ander provinsies bymekaar kom en kom ons hoop dat nommer 1, ek glo dit lyk as jy nou al die faktore wat Richard gesê het, nou kyk, behoort dit seker al 'n goeie ding te wees vir my. Ons gaan dan na ry 6 toe, is die Richmond Gatecrashers stake listed. 1400 meter vir die 2 jaar babietjies, die colts. Nogals 'n paar lekker perde hierso. JP, ek gaan eers vir jou vra weer eens as jy kon kies enig van die perde. Hier's een of twee wat van die Kaap af gekom het wat jy nou ken. Jy ken nie almal in Durban nie, maar van die Kaapse perde wat jy nou kyk, wat dink jy wat staan uit hierso? Yes, Emmy, lekker oop veld. Eric Dubois, lyk soos 'n smart perd. Obviously nie van die Kaap af nie, maar van Durban af. Maar hy het 'n goeie reis gehardloop laaste keer. Was 'n groot reis geweest. Yes. En as jy na die perd kyk, hy staan so 'n bietjie uit. Is 'n groot perd, 'n pragtige aksie. En ek dink 'n 12 was 'n bietjie aan die kort kant vir hom laaste keer. Hy is nie te mooi gedra nie, is 8 gedra, maar ek dink hy gaan die afstand geniet. En dan Bachata het ook 'n mooi reis laaste keer gewen en ook te kort. Hy gaan dit geniet. En dan het ek het baie confidence in Richard ook in World Series. Ja, hy's ook een wat in die groot reis gehardloop Dit is ook 'n met smart perd. Ja. Eric Dubois laaste keer. Hier's 'n perd in die reis wat ek dink Albert sal nog ons geniet om te af te rig en om sy naam dalk verander. Weet jou ma, nommer 1. Dis jou mother nou. Weet jou maar ja. Albert, jy het nou mooi na die reis gekyk. Jy ken een of twee van die Kaapse perde. Wat is jou opinie? Ja, MJ, ek dink baie respek vir World Series. Ek dink dit was 'n baie goeie run geweest. Richard sal meer weet agter Turn It Up. En dan ook soos JB gesê het, Eric Dubois, jy kan hom glad nie ignoreer nie. Eerste run uit die maidens uit. Hardloop 3 lengtes agter Turn It Up in 'n groot reis. Uit die kant Dubois Mary uit. Dis dalk net die resep Eric de Red. Dis dalk net die resep vir 'n 1400 Ja. of selfs 'n myl, maar ja, ek dink hy's 'n baie groot hy het 'n baie groot kans. Kyk, 'n perd soos Green Energy, jy weet 'n Durban se perd sal mens definitief ook moet respekteer. Bachata, ons is nog nie seker, jy weet wat hy geklop het eerste keer uit nie, maar dit lyk vir my is 'n baie goeie perd en hy gaan definitief nog baie aankom van daai run. Hy lyk nou 'n classic perd. Yes, 100%. Dit was 'n ek was baie beïndruk met die manier wat hy gewen het die eerste keer. En die enigiets wat deesdae in die Kaap nou wen eerste keer uit, ek bedoel daar's hierdie tyd van die jaar is definitief bo gemiddeld. Maar in my opinie dink ek World Series om te klop. En Eric Dubois my tweede keuse. Hulle het die ervaring by die baan wat redelik groot is. Nou na Richard toe gaan jy ry die World Series, om laas keer gery. Jy het nou twee van Won se baie mooi perde gery. Waar val hy in klas gewys in die reis? Kyk hierso, hy het laas keer 3 wyd gehardloop ook. Ja. Ek moet dit uit Express as ek dit so kan sê. Maar hy het 'n baie goeie wedren gehardloop. Kyk, hy perdjie Turn It Up is 'n fantastiese perd. Ja. Vir my nog steeds, hy gaan 'n groep 1 wenner wees, een van die dae. Hy het 'n baie goeie tunne voet het hy nie. Sjoe, meneer daai ding. En kyk, die World Series hy kan sterk wees. Veral as jy hom na die hekke toe vat, as jy afkanter, hy vat jou vir 'n ry. Nee. So ja, jy moet altyd bietjie alles sagter doen. Jy weet dat jy netjies in die reis in kan kom, maar vir my netjies 'n perd, baie goeie kans. Maar hierdie perd Bachata, die stable companion, as ek so kan sê, as hy nie te groen is nie, gaan ons almal sukkel om hierdie perd te wen. Jy het tweede gehardloop op African Wild Dog daai dag en ek moet sê Bachata het van amper tweede laaste af gekom. Ek het hom nie gesien nie tot wanneer ons naby die lyn was, maar Ja. hy het my nie eens 'n kans gegee nie. Dit was soos 'n newsflash, is reg verby my. Dit was so vinnig. So Marshall sit met 'n paar mooi ja, uit kwaliteit. Daar's goeie perde, ek het dit al lank al gesê dat ons 2 jaar ou colts hierdie seisoen is van die sterkste perde
wat ons in 'n lang tyd gehad het. 100%. Ja, dis goeie nuus. Dis goeie nuus dat baie ons netjies. velde optel. So, is daar enigiets anders vir die perde wat jy nou teen gery het? Green Energy het natuurlik die ervaring ook R3, dit maak 'n verskil by Hollywood Bets Gravel vir die 2 jaar. Maak 'n groot verskil, ja. Ja. Ek dink jy sal wegkom met World Series, Bachata, Green Energy en ek wonder of jy nie net Candice Dawson se perd, Does Your Mother nou ingeloot. My bekommernis, ek verstaan nie, daar's 'n fillies race, maar hulle het verkies om hierdie filletjie teen die Cold Star Club. So dis Sy kan kry die 2,5 kg. ja, maar soms is dit nie genoeg nie. Hierdie reise kan sterk wees. So dit gaan interessant wees. Ekskuus, ek moet bysit. Gerard van Sail trein nommer 10. Dis nou nie 'n Fire Chief. dis Fire Chief. Is nou nie 'n goeie loting wat hy het nie. 10. Maar mens moet respekteer dat hy die eerste keer uit by Gravel 2.2 lengtes met 2.2 lengtes gewen het. Nadat my lyke was 'n bietjie stadig weg. Ja, en hy het 400 te finish is ook 22.8, so Ja, dit ja, vinnig, dis so vinnig. miskien so as jy weet soos die Engelsman nou sê, 'n outsider Ja. soek. Buitekant perd. Dink ek 'n buitekant perd. Ja, is hy nogal is hy 'n goeie kandidaat. Ja, so dit lyk dalk of daar een of twee perde uitstaan, maar as jy dieper gaan soek is daar eintlik bietjie wat Yes. die ander kan hardloop. So ja, dis reis 6 en dan gaan ons na die een van die beste 1600 meter races in Suid-Afrika, die Hollywood Bets Gold Challenge graad 1. Al die beste in perde van die land hardloop daarin. Richard, ek gaan eers na jou toe kom. Jy ry 'n perd wat questioning uit hoe ouer hy word, hoe beter hy geword en hy's half sy profiel vir my vir Hollywood Bets Gravel is half ideaal. Kort, kompak en hy En turn around. En interessant, ek gaan jou die vraag vra, het jy die keuse gehad om enigiets anders in die reis te ry of nie? ek wil nie iets anders ry nie. Ek wil regtig vir hom ry. Ja. Hy's 'n baie netjiese perd en ek dink hierdie reis gaan definitely déjà vu wees van die Kings Plate. Vir my die sterkste perd in die reis is die Real Prince. Hy hy die Kings Plate gewen het 'n bietjie van 'n voetprobleem gehad en ek het altyd gesien hulle sit 'n bandage of strappie skoene vas tot by die hekke en dan haal al die bandages af net om seker te maak hy trek nie 'n skoenie. So dit was 'n hele paar maande terug al. So ek dink hierdie perd is baie gevaarlik. Ek het daai replay gekyk van daai reis. Hy het mooi aangekom. Dit was sy eerste reisies terug van sy klein travel na Johannesburg toe wat nie goed gegaan het vir hom nie. Maar hy's terug. Hy's 'n groot gevaar. Ek dink mense vergeet hoe goed hierdie perd regtig is. Hy het die Hollywood Bets in July gewen, so ek meen hy's Hy's 'n masjien. top so. Ja. So vir jou is dit obviously jy ry questioning en jou grootste danger die Real Prince. Ja, 100%. Albert, jy het 'n bietjie van 'n buiteperd hierso wat jy genoem het hier toe ons hier ingeloop het wat jy dalk op 'n plek kan. Ja, kyk, ek dink hy sal seker ook teen 'n goeie prys wees, dink ek. 'n Perd soos Jet Force moet 'n mens nie ignoreer nie. 3.35 lengtes agter questioning laas keer. As jy die reis en kyk, dat het net glad nie vir my gewerk nie. Ja. Uit die hokke uit alles het verkeerd gegaan vir hom. Hy is ongelukkig een van daai perde, ek weet Kellen het hom gegallop voor die tyd, maar hy is een van daai perde wat jy in 'n reis moet ken. Ja. Soos party jockeys sekere perde pas. Ja, Grant van Niekerk is terug. Ons almal weet Kellen is 'n topklas jockey. Maar jy weet Grant op die perd weer is 'n pluspunt van hy ken die perd baie goed. Hy's regtig goed gedra, 6, dis nie sleg nie, goed geloot. So jy weet as hy dinge sy maniere in die reis en as jy kyk na sy laaste run hier in die Kaap, dink ek dit was in die Winter Series gewees, sy laaste reis. Was 'n baie goeie wen. Hy het gewys hy kan na die bietjie nader sit en hy kan van agteraf kom. Maar ek maak definitief die perd vir my dink ek om te klop is Richard se perd, questioning. As jy kyk as sy Kings Plate run, hulle sê mos nou kyk sy beste afstand is duidelik 1400, maar en die Kings Plate kon net so amper gewen het. Ja, Jy weet, dit was 'n perd wat glad nie die mouw uitsien nie, sal verloor met 'n lengte. Dit is haar dikte. Yes, dit was baie naby. So kyk as dit 'n 1500 selfs was, het ek gesê Ja. sit op. Maar ek dink definitief dis die perd om te klop op haar laaste run. Kyk, respek vir al die ander perde, see it again. Ja, kyk jy, dit is ek meen die gemiddelde merit rating van die reis is 126. So dis die beste in die land wat hier 100%. Dis 'n nagmerrie om dis As jy lekker vir die oog van die kwaliteit. Maar is Maar moeilik dis as jy 'n wil bet. nagmerrie om te kies. Jy weet Ja. perde se see it again. Jy weet nooit uit on 18 se laaste run as hy nie getrek het, het hy teen die een gewen. Ja.
Seed again is op die beste wat hy nog ooit was. So maak julle keuses. Ek dink die perd om te klop Ek dink 'n is groot questioning en 'n lekker outsider vir die reis. As jy nou so 'n bietjie 'n ekstra Jet geld Force vir 'n vermaak as plek. Jet Force dalk vir 'n plek. Net terug aan nou Richard toe. Richard pas in 'n reis en ons sien dit baie kere in die groep 1 reisies waar daar nie genoeg pas is nie. En dit kos baie goeie perde. Ja, baie En- goeie perde. Dis nou ongelukkig hier is een perd, Dave the King. Hy sit Gelukkig, 'n ja. lekker pas aan en dit dis vir my is dit 'n groot pluspunt vir almal in die reis. Nee, En hy presies. kan op sy tyd as hy dit reg kry, die regte Ja. sectionals kry, Hy dan kan hy daar bly. Hoe groot verskil maak dit vir jou dat Dis- jy 'n pacemaker het? Maar As jy sê nee, pacemaker, regtig, moet jy verkeerd verstaan nie. daar's, Daar is 'n Gelukkig perd is daar in die perd reis. wat kan Yes. vorentoe rol, wat die spoed ordentlik maak, want ek ken die perd, hy by die 1100 begin hy homself te jy weet, hy ontlos en dan vat hy af en dit maak 'n goeie verskil, dit bring die kwaliteit terug. Dit is 'n weight for age race. So hierdie tipe races wil jy die grootste rating hê, want jy dra dan die minste. Ja. So ja, ek dink die reis gaan mooi uitwerk vir my. Ek het 'n lekker lood. Die reis moet maar net sy dingetjie doen en dan kan ek my dingetjie doen later. In feite. Ja. JP, weer daai vraag van daar's 12 perde. As jy sê nou maar jy moes 3 perde kies. Dat ons kom ons maak dit dan nou 3 perde as 'n trifecta. As jy nou met 3 kies wat jy kon ry, watter maak nie saak wat se order nie. Watter 3 perde sou dit gewees het? Emmy, ek wil net gou mention hierso. Dis een perd wat ons nog nie gemention oor hierdie reis nie, is Tin Pan Alley. Hy Tin Pan Alley het agter Star Major gehardloop en Star Major het weer uitgekom en daai reis laasweek gewen. die Daily News. So, hy het bietjie ligter gewig, maar ongelukkig het hy nie 'n mooi draw nie. Dit is ook een van die goeie perde wat daar kan wees en dan obviously die grootste respek moet wees gaan vir questioning van 'n een draw en dan die Real Prince. En dan soos ons gesê het, ek dink die spoed gaan lekker wees in die reis want Dave the King is 'n groot galloper en hy gaan die spoed lekker maak. So ek dink Richard gaan in die meeste in 'n mooi momentum wees waar hy gaan lekker kan comfortable gallop. So ek dink Richard gaan dit makliker hê as die res van hulle, Ja. maar Veral by Hollywood Ja. Beach Gravel, Hollywood Beach Gravel kan triekie wees as jy nie 'n draw het nie. Ja. Precies. Maar 'n goeie Vir alle punt wat myl jy ook, ja, myl goeie is punt hard. JP. Tin Pan Alley 3 jaar oud. Hy het vir Seregain geklop, het 3 kg gekry. Hoogste rating Ja. as 'n 3 jaar ou perd. So gelukkig het ons die betting vir die Gold Challenge net deur dit hardloop dat dit nou laat nadat ons met dit Interessant, gepraat dat het ons is. hoor. Seregain is 3.5 to 1 uit en 18 4-1. The Real Prince 4.5 teen 1. Questioning is 5.5 teen 1. Ag, dis So goeie dit is waarde wel goeie vir die prys. Dat is 'n publiek. baie goeie prys. Legal Counsel 17-1, Tin Pan Alley 18-1, Gladiatorian 12-1, Dave the King 14-1, Fire Attack 25-1, Cosmic Speed 25-1, Main Defender 25-1. Jou perd Jet Force 33-1, maar die Dis beste reg. is 6.6 'n plek. Daar sy. En Daar sy. op 'n Lucky Fish kan jy gaan en dalk vra vir 'n 4de. So dan maak dit nog bietjie, dit gaan bietjie 100%. korter wees, maar eerste 3 Sorry, ek moet nog ietsie sê. 6.5 teen 1. Ons vergeet van hierdie perd Gladiatorian. Hy het die Real Prince Yes. geklop. Tweede sy eerste rand terug na 5 maande was tweede teen Questioning. Ons het vergeet hoe goed hierdie perd regtig is. Durban spesialis ook. Dis in 'n masjien en sy konstant jockey Sean Wills op hom. Ek dink hierdie perd is sy langste relationship wat hy nog ooit gehad het, Ja. ewen met sy vrou. So moenie vergeet van die perdjie nie. Nee, want Richard, as dit begin regtig verder Inkyk, kyk, ja. nee, dan gaan jy al die perde uitroep want dit is, Dit ek meen is soos ek hoe sê, dit dit is die beste van die land. Goeie perde. Daar goeie- is goeie party perde. van hulle wat dalk bietjie ekstra distansie wil hê wat nou Mm. natuurlik die Hollywood Beach wat in nou July kom toe in wil 'n gaan. maand, ja. Maar die perde wat vir hierdie reis geprep is, dink ek, dit staan uit as 'n questioning. Hy sal die perde vir dit Real Prince gaan natuurlik bietjie stay en Albert het dalk 'n punt met Jet Force, grond om uitdrop insit en hy kan quicken hè, maar I mean hy het al baie naby aan die res gehad en Gravel kan dalk vir hom Ideaal werk. wees, ja. So ja, tipiese graad 1 reis soos Albert ook sê, dit gaan 'n goeie spektakel wees. Kan interessant raak. Nou gaan ons na die agste reis toe. Dit is die
Hong Kong Jockey Club Whirlpool Stakes graad 2 oor 1400 meter vir fillies en mares en ja, Hong Kong se pools wat ons altyd help, ons pools groei as hulle betrokke is en dis regtig 'n groot voordeel vir ons. JP, ek gaan by jou begin. Jy ry Symphony in White. Sy het nog nie eintlik 1400 gehardloop nie. Sy's 5 gedra in hierdie klas. Sy het 'n redelike groot rating. Sy's derde beste gery in die reis. So as jy op die rating gaan, dan moet sy 'n kans hê. Yes, Emmy, ek is baie happy met haar. Ek het haar laasweek Saterdag gaan werk in Durban. Sy voel goed. Sy voel baie goed. Ek is confident sy 'n goeie reis gaan hardloop. Wat maak jy jou grootste gevaar in die reis? Emmy, dis baie oop. So Quickstep Girl is probably my grootste Sy's om eerlik nie. Hardloop yes. voor en sy Sy pik kan heeltyd. dit van enige plek af doen, Emmy, en sy ja, soos jy gesê het nou, ja, sy kan vorentoe gaan en dit relax en dan weer sterk quicken. So sy is seker my grootste vyand. Albert, vinnig so deurgeloer het, ons Mokka Blend wat die groot reis in Johannesburg gewen het. Ek weet nie op jou opinie is hier so, nou die fillies, jy ken 'n paar van ons, Quickstep Girl was hier so, Scarlett McCall was hier so, Babylicious, Symphony of White, al die Kaapperre wat ons nou redelik goed ken. Wat is jou opinie? Ja, ek moet soms JP stem. Ek dink Symphony in White, jy weet, het 'n bietjie waarde vir geld. Definitief nie uit hier. Ek dink 1400 Quickstep Girl, dis al game. Ja. Ek vind dat sy is die filly wat moeilik geklop kan word. Course and Distance 2 uit 4 gewen. Yes. Daai laaste ran agter Wishless was baie goed. En nou net daai, jy weet, daai 200 meter korter wat perfek vir haar is. 'n perd soos Mokka Blend moet definitief gerespekteer word. Obviously nadat sy nou die Summer Cup gewen het, maar daai laaste ran agter Okavango was baie goed. 2 lengtes af. Ek dink sy het stadig weg daai dag. Sy's ook natuurlik besig om te prep vir Yes. Kyk, dit is definitief baie kort van haar beste. Ek is nie presies seker of sy ek dink sy is in die met ingeskryf. die July Hollywood. Hoor vir die Bachelor. met die July. Ja. Ekskuus, die July. Sy Ek sit nog vas in Januarie. In elk geval. Ja, so of sy vir dit gaan of die Garden Province of so, is ek nie seker nie, maar definitief 'n kans. Jy kan haar nie ignoreer nie. Opinie oor van die 3 jaar ou perde van Johannesburg af. Hulle kry nogals gewig. Yes. Rachel Hall, redelike goeie vorm. Yes, 100%. Ja, weer eens kyk op die gewig. 'n filly soos Rachel Hall. Jy weet 1.15 lengtes agter, 1.15 lengtes agter Perfect Miracle. Baie goeie ran. Definitief ook een om te ignoreer nie. Weer eens is nogals 'n oop reis na die wenner. Jy weet, ek dink 'n oop reis na die wenner en my wenner is dis 'n oop reis vir tweede. Ja. En my wenner is Quickstep Girl. Quickstep Girl. Richie, number 13, lucky for some, unlucky for others. Montpetitcherie, baie goeie filly, probleme. Dit is al buite, mens verstaan dit. Sy het lanklaas gehardloop, maar sy's goed. Ja, sy's Best baie geryte nice. filly in die reis. Asai, mooi, So, jy het dit gesien. Laas Dinsdag was ek Johannesburg toe, net spesifiek om haar te jy weet, op die gras te vat vir 'n gallopie en ek was heel beïndruk hoe mooi sy beweeg het. Sy's nou op die regte pad en ons moet nie vergeet nie dat sy's altyd binne 'n lengte van Double Grand Slam af. So ja, is die beste in die land. beste geloot. Met die gewig. Ja. Sy's 'n 4 jaar ou perdjie met 58. En Quickstep Girl, 'n 3 jaar ou perd dra 60.5. Ja, so Ek sy is baie goed geweighted in hierdie reis. En ons moet nie vergeet nie, so ons perd soos Mokka Blend, sy het die Summer Cup gewen, dis 'n groep 1 reis, maar sy soek meer grond. 'n 1400 is bietjie te vinnig vir haar. Wat Ja. maak jy van daai loting af? Ek meen ek Ek- was al daar wat jy Ek wen partykeer- van daar af. jy Wat kan al moet ek doen? Nee, maar jy beplan en dan gebeur dit anderster. So partykeer is maar net spring in die hok en bietjie luck in running, jy weet, daar is dan 'n bietjie spring spoed in die reis. nie genoeg nie. Ek Daai filletjie, julle maak sy's nice. Met my verkeerd hoor nie. Maar Quickstep Girl is 'n tipe filly wat dit haar eie manier moet hê, lekker saggies, maklik in die stryd en dan sprint sy, dan maak sy alles flat-footed. As iemand daar 'n Dit challenge is dan exactly. En hierdie gaan nou nie gebeur nie. Sy dra 60.5
hierdie is daar some sprinting filletjies in die reis wat net nie meer of nie as meer spoed as haar gaan hê in die begin van die reis anyway. So sy gaan dit nie so maklik kry vir haarself. Ek dink die spoed gaan lekker aanwees en ek weet ek kan 5-6 lengtes opmaak. So in 'n veld soos die halfte van hulle sprinters, halfte van hulle soek bietjie meer grond en ek is reg in die middel. Sy's 'n ideale perd vir 1400. Ek het nog altyd gesê sy's beter aan die sprintkant as 'n Myler Plus en hierdie reis is ideaal vir my. So ek hoop maar ons travel lekker en alles bly lekker gesond. Ek sien myself in die wennersboks in hierdie reis. Okay. Albert, jy wou iets genoem het? Ja, ek moet sê ek het nou oor die Johannesburg perdepad ek sien heeltemal vergeet van Montpetit wat hy ry. En jy weet soos ek nou hierso na meneer Fourie hier langs my luister, Ja oom. was klink dit vir my redelik goed, jy weet, die perde het nog nooit 'n slegte reis gehad het nie. Nee, Nog nooit nie. Selfs toe sy 12de gehad het agter David King was hy 3.55 lengtes van hom af, jy weet. En James het ook kry dit reg om die perde goed te trim van Johannesburg af. 100%. Hy doen dit baie goed. baie goed. En ja, soos ek gesê het, dit is maar 'n wye draw, maar ek dink Richard is redelik goed met wye draws. So ja, ons sal sien wat hy kan doen. Ek dink Richard en JP hulle kan dalk my regmaak as ek verkeerd is, maar daai draws as jy op die beste perd is, hulle kry uit die moeilikheid uit. Ja, As hulle dit as jy waar jy is, hulle kry jy uit die moeilikheid. Ons sê nie uit die moeilikheid uit nie, maar as jy dalk 'n lengte terug is, hulle kan dit opmaak. Ja. So ja, interessante reis weer eens, gaan 'n baie goeie reis wees en Montpetit klink of jy man redelik confident is. Dan gaan ons na die Betcamp Cup Trial toe. Graad 3, 1800 meter en hier is ook een van die reisies wat as die perd dit wen, kwalifiseer hy dalk vir die Hollywood Bet Durban July en hier's een perd in die reis wat ek weet wat moet kwalifiseer, anders is hy nie in nie en sy piloot sit net hier langs my. JP, Regulation, lekker perd, bietjie unlucky laaste keer. Ek glo nie gaan baie maklik vir hom wees nie want daar's een of twee perde by die gewigte wat hom kan dalk bietjie moeilikheid gee, maar hy's 'n groot renner. Yes, I mean, bietjie unlucky laaste keer. Dit was spoed geweest. Daar was nie pas in die reis geweest. Yes, presies. Dit was 4 sekondes onder Ja, spoed. Dit was dit baie, soos ek vroeër baie gesê het, as daar nie spoed in 'n reis is, dan kos dit partykeer die beste perde in die reis. Dit was eintlik pateties daai Ja. spoed. Letterlik ek kon afspring en vinniger hardloop as daai reis. So jy het 'n bietjie werk om te doen van jou draw. Dit lyk of daar 'n bietjie spoed is. Ja. Hoe is jy gelukkig met die perd by die huis? Yes, Emmy, ek het hom ook laas Saterdag gaan werk. Baie happy met waar hy is nou. Dit was sy eerste run daar in Durban. Ja. Hy het dit mooi hy het dit geniet. Hy voel goed, hy beweeg mooi. Hy's in 'n baie goeie spot. Nie die beste van draws nie, maar ek hoop hy gaan bietjie warm uitkom, bietjie oorkom en hy gaan 'n goeie reis hê vir ons hardloop. Ek's baie happy met waar ons is met hom. Obviously ons een of twee perde so wat jy gesê het wat my 'n go kan gee met die gewig en obviously Klein bietjie wig, maar dit kan dalk 'n verskil maak. Om eerlik te wees, vir my is hy 'n banker. my perd. Yes. Dan sê ek happy. Ja, ek weet Dan nie. sê ek happy. Gaan na Richie toe gaan. Richie, jy ry Field Marshal in die reis. Jy ken nou nie eintlik die perd nie tensy hy hom gaan werk het. Wat is jou opinie? Ek het hom eendag by Hollywood Bet Scottsville gery. Hy het teruggekom van 'n vakansie af en hy het ek dink was 4 lengtes van Okavango af gehardloop en toe ek terugkom toe sê ek vir die eienaar in die afrigter. Ek sê volgende keer wanneer die perd hardloop, ek sal vir my eie vliegkaartjies betaal. Ek wil die perd ry. En ongelukkig was ek op vakansie daai tyd en ja, dit was so ietsie, altyd visvang. En die perd het netjies gewen. Baie lekker perd, lekker lood, lekker gewig en jy weet as hy goed genoeg afgaan, sal hy goed genoeg terugkom. En ja, ek weet van Jippe se perdjie moet hierdie reis wen. So daar's goeie pressure op hom, maar ek dink JP is 'n baie confident man. Hy sal die job reg doen die keer. Opinie oor Lepulga wat nou van die Kaap af kom in soontoe gaan hy nie eens goeie draw nie. Ek dink op vroeër vorm behoort Regulation om te hê by die gewigte plekkans. Vir my Emmy, ek kan hom nie hê nie want hy is besig om in sy rating te klim. Hy was nog nooit 105 nie. Jy weet hy was 93, 96, 95, 99 en nou is hy op 100 En dis maar sy klas. Ja, ek dink hy's in sy plekkie en
Ja, ek kan hom nie sleg sê nie. Maar ek dink ek het al JP se perd gery. Was bitters ongelukkig die eendag waar ek nie 'n spasie kon kry nie, dat ek basies moet terugtrek en om die veld gaan. Ja. En dit het baie mooi aangehardloop. So ek dink hierdie keer definitief, ek dink daar gaan 'n beter momentum wees in die stryd in en dit gaan 'n goeie races wees. Maar ek het een perdjie gevind wat ek hou van, is Lenzo Yokokaduma. Ja. Hy het van 114 afgekom na 109 toe. So hy het 5 punte gedrop. En sy laaste run was in dieselfde stadige reis. Hy is ook 'n tipe perd wat van 'n lekker vinnige gallopie hou. So ek obviously wens JP se perd kan wen, want ek het altyd gedink dat hierdie perd die swart perd kan wees vir die Hollywood Pets Durban July. Ja. Albert, ons het vroeër 'n bietjie gesels en jy het toe 'n perd genoem wat redelik goed gewen het laas keer. En wat was dit? Bietjie kort 1400 gewees. Zaits. Ja, MJ, ek dink redelik goed in met die gewigte. Dit was 'n baie goeie wen geweest laas keer. Dit lyk vir my is nou op topvorm. En soos ek sê, die laaste run, jy kan dit nie ignoreer nie. Hy het van laaste af ook gekom en goed gewen. Hy is goed gelood. Loting 2 wat natuurlik in sy gun stel. Kyk, ek dink 'n perd soos Regulation soos JP en Richard gesê het, jy weet, is seker die perd om te klop. Die loting is natuurlik nie maklik nie. En dan 'n perd soos La Pulga. Ek weet soos Richard nou gesê het, hy was nog nooit op hierdie rating gewees nie. Maar as jy daai laaste run kyk, baie goeie wen in die laaste been van die sorry, as die tweede been van die Winter Series gewees. Ja. Yes. En wie was Libertad op tweede? Wie was Libertad het 'n baie groot reis gehad op in die Daily News dink ek. Vierde. Glad die naam weggegooi nie. Ja. So mens moet daaraan ook dink, dit is nie 'n goeie loting nie. Maar as dinge vir die perd kan reggaan, dan dink ek hy's 'n lekker outsider in my opinie. Net om te sit as daar dalk iets anders gebeur Yes. wat Regulation sy lines fluff. Yes. Ek sal sê ja, die top 2 perde vir my hierso is beslis Regulation en Zaits. Maar ek dink 'n perd soos La Pulga, miskien kan hy vir jou 'n bietjie waarde gee. Ja, nog 'n interessante reis. En dit bring ons nou amper na die einde toe van hierdie gesprek van ons Richie. Ek wil net dalk deur al jou rye hardloop wat jy deur die dag van reis 1 af ry jy Kiate vir Tini Prinsloo 'n paar runs gehad en hy's besig om bietjie te improve. Nie die beste of hy's 5 gelood, so ek weet nie, het jy enige idee wat Kiate vir ons kan doen, vir jou kan doen? Emmy, om eerlik te wees, ek ken nie die perd nie, so ek moet nog my huiswerkies gaan doen. Ja. Maar ek het 'n perdjie op die dag wat baie consistent is, die perdjie in die laaste reis, Avani. Van die Prinses. Ja, en goeie loting, baie vinnige merritjie. Ek dink dit sal weer wen. Ja, manne, dit was 'n fees om met julle te gesels. Ons gaan nog verder 'n bietjie uitbrei. Ek het 'n perd wat ek gevind het vir die publiek. Laas week het my best bet ingekom, R5 te wen. Ek hoop ons kan dit weer doen. Reis 3, Pretty United. Hy het nydig by Skotsel gewen. Hy het net in Maidens gewen, maar hy's 'n baie nice perd. Sy rating van 77 is dalk op die oomblik bietjie te min. Ek dink die handicapper gaan vir hom vang. Hy's 'n baie nice perd. Andrew Fortune ry hom weer. Bettings nog nie uit nie, maar as dit uitkom, ek sal definitief 'n flatter op dit vat. So ja, weer eens JP, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit en hierdie paneel voel kry 'n bietjie traction. Mense geniet dit. So ons sal so aangaan. Albert, hoop jy het geniet en hoop ons sien jou weer hierso. Groot plesier, baie dankie MJ. Dit sal interessant raak as in die Kaapsreisies kom, dan kan ons lekker vaspraat oor die perde wat ons regtig ken hierso, nê. Jou pa en jou oom op dieselfde paneel. Dit sal interessant wees. Verseker. Ja, nee. Richie, baie dankie weer eens. Net vinnige komment oor Rich Man's World. I mean, ons was redelik confident geweest oor die perd. Daai perd van Mr. Kok is baie goed. Maar hy het jou net 'n kortkop geklop. So en die derde perd Dit was pynvol, ek moet eerlik wees, maar ek onthou toe ek terugkom. Jy moet gelukkig wees vir die eienaare en toe sê die een eienaar vir my, julle kan kom, toe sê ek okay. Ek is nou 'n bietjie meer humble, 'n bietjie nederig. Maar ek deel my eerder en sê geluk en hulle het baie goeie wedren gewen, maar kom Kaap toe.
Ons wag. Ons sal weer daaroor gesels. Daar's net. So ja, baie dankie manne. So dis nou weer eens Afrikaanse gesprek wat ons gehad het oor die races, Golf Challenge by Hollywood Beach Krywels Saterdag. Daar was al baie goeie name vir hierdie paneelbeskrywing. Ons het nog nie een vasgemaak nie, maar as daar nog iets is wat julle kan aan dink, skryf dit neer en ons sal opvolg.